By Krein verstaan ons dat die lewe dikwels kompleks en uitdagend kan wees. Ons beleef almal tye van pyn en onsekerheid en uitputting en selfs hopeloosheid partymal. In hierdie moeilike oomblikke wil ons by Krein jou help deur gebed, ondersteuning, toerusting en 'n ruimte vir groei. Ons nooi jou om te kom net soos jy is, met alles wat goed of sleg, reg of verkeerd, uitgesorteer of die mekaar is. Hier kan jy Jesus volg. By Krein doen ons ook meer as net by mekaar kom. Ons doen goed. Ons doen goeie goed wat in die gemeenskap 'n positiewe effek sal hê. En ons nooi jou om saam met ons 'n verskil te kom maak. Want dit is die roeping van ons geloofsgemeenskap. Huise wat Jesus volg, leef dit. Goeiedag almal en welkom by nog een van ons digitale eredienste. Kom ons raak net stil daarso waar jy is. Dalk by die huis, dalk ek weet van mense wat aan hierdie preke luister terwyl hulle swembaddens skoon maak. Marius, ek praat van jou. So hou net vir 'n oomblik op en ons raak net stil en ons bid saam en ons vra dat die Here ook met ons sal praat vandag, ook deur hierdie erediens. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons weer kan stil wees, weer kan rustig word, weer met afwagting opgewonde kan wees, dat U met ons gaan praat vandag, deur die Bybel, deur 'n preek, en ons vra, Here, dat U dit lewend sal maak in ons lewens, dat U elkeen wat hierdie boodskap vandag moet hoor, regtig sal vashou, sal gebruik, en dat U met hulle die pad stap, net soos wat U weet, hulle moet. Ons dankie dat ons weet ons kan hierdie dinge in U naam vra, deur ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Goed, ek lees vir ons vandag uit 'n gedeelte, ek gaan sommer dadelik wegspring, uit 'n gedeelte van die Bybel wat vir baie mense nie altyd so lekker is om te lees nie, veral iemand soos Martin Luther was glad nie mal gewees oor hierdie brief nie, maar hy is daar en daarom is dit ook vir ons nog steeds nuttig en belangrik om ook hieruit te lees. Dis Jakobus. Jakobus kan partykeer bietjie kwaai wees, veral vir ons protestantse harte kan hy ons dalk partykeer verkeerd opvryf, maar ek dink hy het 'n baie belangrike boodskap om vir ons te gee. Ek lees vir ons so aan die begin van die Jakobusbrief, Jakobus 1. Geloof en wysheid. Hy skryf: My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle lewe kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehou en sonder verwyte. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word, so 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Tot sover ons skriflesing. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van God bly ewig. Ek het sommer net 'n paar vragies wat ek wil vra. Dink jy dat ons ooit weer sonder load shedding gaan wees? Ek sprei om geld op te sit. 'n Klomp van julle se woorde sou nou wees, ek twyfel. OK, goed, nog 'n vraag. Dink julle ons Protea cricketspan gaan ooit 'n wêreldbeker kan wen? Ek twyfel. Dink jy ons gaan ooit weer op 'n pad ry waar daar nie potholes is nie? Ek twyfel. Die woorde ek twyfel is iets wat ons baie maklik in ons alledaagse lewe sal gebruik en jy sal agterkom, jy kon net sowel in plaas van wat jy gesê het ek twyfel, sê ek glo nie. Ek glo nie. Gaan ons ooit sonder potholes wees? Ek glo nie. Gaan jy ooit 'n vrou se brein verstaan? Ek glo nie. Nou is ek in die moeilikheid. Net vir daai opmerkingie. Wat ek eintlik wou illustreer is, wanneer ons die sin ek twyfel gebruik, kan ons net sowel die sin ek glo nie gebruik. En wat op 'n manier subtiel aan die gebeur is ons het twyfel en ongeloof aan mekaar gelyk gestel. Om te twyfel en om nie te glo nie
is in baie mense se koppe presies dieselfde ding. Die rede hoekom ek vandag hieroor wil preek en hieroor wil gesels is, ek het 2 weke terug 'n preek gepreek oor wat geloof beteken. En ek het basies gesê, dit wat jy glo, dit is wat jou lewe gaan wees. En waar jy glo die mag is, en waar jy glo God aan die werk is, dis waar jy ook gaan beleef. Dis waar God aan die werk is. En geloof is daarom vir ons as gelowiges so baie belangrik. En ons het hierdie klem oor hoe belangrik geloof is. Ek kyk op hierdie stadium so 'n series op Apple TV, wat 'n klomp mense my al van vertel het, wat ek nogal geniet. Ted Lasso is die serie se naam, het gaan oor die coach, en hy kan enige kans wat hy kry, sal hy net vir sy span sê, just believe, just believe, just believe. En dis 'n lekker boodskap om te kry, en ek dink dis 'n belangrike boodskap om te gee ook. Maar wat maak jy dan met twyfel? En dis waaroor ek vandag bietjie wil praat. Ek wil praat oor hoe ons oor twyfel en ongeloof dink. Want as jy teksgedeeltes lees soos Jakobus, en as jy met enigiemand praat, sal jy agterkom, twyfel is nie iets wat 'n gelowige eintlik in hulle lewens wil hê nie. Twyfel is iets wat vermy moet word ten alle kostes. En as jy Jakobus 1 lees, dan gaan jy agterkom, hierdie gedeelte wys ook vir ons, twyfel pas nie by gelowiges nie. Twyfel is verkeerd. Twyfel maak jou soos brander wat deur die see rondgewaai word. Twyfel maak dat God sy rug op jou gaan draai. Twyfel is verkeerd. Twyfel is sleg. Twyfel is sonde. En dan, as jy met hierdie ingesteldheid ingaan, en jy gaan in 'n tyd van jou lewe in, waar twyfel jou bietjie vashou, waar daar onsekerhede is, dan is die ervaring wat ek nogal baie dikwels kry, en ek het dit die afgelope week weer gekry, in 'n pastorale gesprek, twyfel bring ongelooflike skuldgevoel. Want hoekom gebeur hierdie dinge? Hoekom gebeur hierdie dinge met my? En hier is waar my probleem inkom. Die probleem is, ek kan nog sê, goed, geloof en twyfel moet nie by mekaar hoort nie, dis fyn. En ek kan hoor, jy moet vasbyt en net glo. Ek sal nog daarby bly. Maar dan sê die Bybel ook, maar lyding kan 'n goeie ding wees. Lyding is 'n goeie ding. Ek dink byvoorbeeld aan Romeine 5, waar die gedeelte sê, Paulus skryf, ek het so hard probeer om nie vandag oor Paulus te praat en hierso kom en wragtig ook in my kop, maar Paulus skryf in Romeine 5, hy sê, swaar kry kweek volharding, volharding kweek egtheid van geloof, egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie. Wat eintlik sê is, ek is so bly oor die lyding, want dit gee vir my hoop. 1 Petrus 1 is dit net so ook, ja, jy moet, die lyding is 'n goeie ding, verheug jou oor die lyding, want 1 Petrus se argument is, dit louter jou geloof. So, die Bybel is aan die een kant, lyk dit vir ons, baie negatief oor twyfel, maar aan die ander kant, baie positief oor lyding. En hier is nou die probleem. Die probleem is, lyding is gewoonlik die oorsaak van twyfel. Nie altyd nie, maar baie dikwels. In die gesprek wat ek gehad het die week, het ek dit net weer beleef. Die lyding is wat maak dat daar twyfel is. Die swaar kry gee vir jou vrae oor die lewe, en oor betekenis, en oor sin, en oor plan, en oor al die groot goeders. En die lyding is wat die vrae in jou kop sit. En nou is die Bybel baie positief oor lyding, maar die Bybel is nie positief oor twyfel nie. En as jy enigiets soos ek is, dan is hierdie so van verstaan, of gewaarwording is iets wat my pla. Want as dit is, soos wat 1 Petrus sê, en soos wat baie mense die teks, ek wil sê, oppervlakkig lees, as dit so is, dat God die een is wat vir ons lyding op ons pad sit, hoe kan God dan vir ons kwaad wees as ons twyfel? Want is toch God wat dit op ons pad gesit het? Dis hoe baie mense dink. En dis hierdie soort van vraag wat my vir baie lank
in my eie persoonlike lewe besig gehou het, seker steeds besig hou, en wat ek agterkom, baie gelowiges ook mee worstel. Hoe maak ons met twyfel in ons lewens? En hoe maak ons met lyding in ons lewens? En weer eens, Jakobus kan hierso jou dalk in 'n sekere rigting instoot. En my bedoeling is nie vandag om Jakobus van die hand te wys, soos wat baie mense in die geskiedenis van die kerk al gedoen het nie. Inteendeel, ek wil eintlik vir jou wys, hoekom sê Jakobus wat hy sê, hoekom doen hy wat hy doen, en as jy dit verstaan, hopelik sal jy kan verstaan ook wat Jakobus bedoel met twyfel, en wat presies die probleem is, wat twyfel op die tafel sit. Dat jy nie oor twyfel op sigself bekommerd raak nie, maar dat jy sal verstaan dit wat agter die twyfel is, dat jou oë kan oop wees. So, om dit te doen, is dit dalk net eers belangrik om te verstaan hoe Jakobus in die prentjie inpas. In die preek wat ek 2 weke terug gegee het oor Paulus en die gemeente in Galasië, was die gedagte daarso gewees aan ons het die een kant van die argument gekyk. Ons het gekyk na, dis Paulus wat na 'n gemeente toe gaan, wat heidene is, wat niks weet van die Joodse geloof nie, en nou is die vraag, moet hulle besny word of nie, mag hulle die rein kos eet, of moet hulle die rein kos eet of nie, daar's al daai vrae, en Paulus se argument was nee, dit is hulle geloof in Jesus Christus, wat hulle deel maak van die volk van God, en al die ander dinge van die wet en die sovoorts, dit is nie waar jou redding lê nie, dit gaan in jou geloof in. En eintlik was die bedoeling daarmee, Paulus wou dit vir die heidene eintlik duidelik maak, om te sê, julle hoef nie Jode te word, presies soos wat die Jode is nie. Jy het nog steeds toegang tot die volk van God, deur net te glo. Geloof is wat die belangrike ding is, die wet is nie die belangrike ding nie. Dis wat Paulus eintlik in daai argument probeer sê. Wat hy eintlik daarso probeer doen, is hy probeer vir die heidene wys, dat hulle weg moet breek van hulle heidense godsdienste af, en hulle moet fokus op Jesus. Jakobus kom en hy preek die ander kant van die muntstuk. Want net soos wat daar nou heidene is wat met hulle heidense geloof los om weer by Christus uit te kom, net so is daar nou 'n klomp Jode en 'n klomp heidene wat net te dankbaar is dat al die reëls nou van die tafel afgevee word. Hulle is net te dankbaar om te hoor, hulle hoef nou nie meer die wet te volg nie, en die effek daarvan is, hulle lei regtig woeste, slegte lewens onder die vaandel van hulle het nou hierdie nuwe godsdienst, hierdie nuwe geloof waaraan hulle vashou. En die effek is, hulle sal sê, hierdie is wat ons glo, maar hulle dade bly agterweë. En dit is natuurlik, dis die rede hoekom Paulus nie van hoekom Martin Luther nie van Jakobus gehou het nie, want Martin Luther se hele idee was nie, dit gaan nie oor wat jy doen nie, dit gaan oor God se genade, dis waarop jy gered word. En Jakobus sê, geloof sonder dade is dood. Nou, hoe bring jy hierdie twee bymekaar uit? Dit is eintlik nie so moeilik nie. Dit is eintlik wat Jakobus se punt probeer is jy kan nie 'n gelowige wees en nie steeds loop, doen soos wat God van jou verwag nie. Daar's 'n manier van leef. En dit is Jakobus se groot uitgangspunt wanneer hy die gedeelte skryf. Hy kom agter, mense is halwe gelowiges. Hulle vat net 'n gedeelte waarvan hulle hou en hulle los die res. En hulle lewens bly agterweë. En Jakobus sê, jy kan nie 'n lou Christen wees nie. Jy kan nie iets halfpad doen nie. Jy moet dit voluit doen. So as jy sê, jy glo in Christus, dan moet jy dit doen ook. Jakobus se hele motivering is om sy gemeente in beweging te kry, dat hulle 'n geloof sal leef, wat met dade gewys kan word. Dit is sy bedoeling. Sy bedoeling is dat die gemeente nie halwe mense, halwe gelowiges sal wees nie, maar volledig, volle gewig agter geloof gesit word, met albei voete ingespring word, sodat hulle volledig kan leef, sodat hulle volledig kan beleef
hoe God se genade ook in hulle lewens is. Dis waar Jakobus gaan. En wanneer hy dan in hierdie eerste hoofstuk van die brief aan die gelowiges praat oor twyfel, moet ons eintlik verstaan, dit is die uitgangspunt. Die rede hoekom hy so bang is vir twyfel, is nie die feit dat twyfel die groot gevaar is nie. Twyfel het daarmee te maak dat jy halfpad leef. En dis eintlik wat Jakobus probeer aanspreek. Dit gaan nie oor dat twyfel op sigself die groot sondebok is nie. Dit gaan oor dat die effek van twyfel maak dat jy halfhartig begin leef, dat jy dinge net so soort van doen. En in hierdie einste series wat ek kyk van Ted Lasso, is een van die sê dinge wat die Britte blykbaar sê, is it's the hope that kills you. En dit is iets wat baie van ons, juis as jy's te bang om te hoop. Want as daai hoop teleurgestel word, dan sit 'n verskriklike teleurstelling. En die effek is, jy hou terug, jy's versigtig. Jy vertrou nie dadelik nie. Jy gee nie jouself nie, jy's nie oop vir die oomblik nie. Jy hou terug. Wat gebeur? Jy is 'n halwe gelowige. En die feit dat jy 'n halwe gelowige is, maak nie dat God jou gaan haat nie. Nee. Wie is dit wat daardeur lei? God? Nee. Jy. Want jy is bedoel om 'n volledige mens te wees. En daarom moet jy, wanneer jy in jou hart twyfel het, moet jy verstaan, dis wat jy verloor. Is jy sukkel om volledig jouself te gee. Nou, ek weet, soos wat ek hierdie praat, sê julle, ja, dit is baie maklik om dit te doen buiter, of maklik om dit te sê, dit is baie moeiliker om dit te doen, en ek weet, ek is net so, julle hoef nie daar te worry nie, ek verstaan hierdie gedagtes, ek verstaan hierdie impulse, ek verstaan daai stemmetjie agter in jou kop, wat aanhou neel, ek verstaan dit. Maar vir my was die mooi ding, toe ek 'n ander kant van God se hart gesien het, juis wat vir my ook in die twyfelsfeer is, wat ons net kan verstaan wat eintlik hiermee bedoel word, en verstaan, maar dalk is dit hoe ek oor twyfel dink, en dat twyfel en geloof nie by mekaar pas nie, dalk kan ons net bietjie fyner daar dink, en om hierdie te probeer verduidelik, het ek hierdie gedeelte raak gelees, en ek hou daarvan nogal so daarna te dink, ek hou daarvan om aan Jakobus te dink as die teorie, en die volgende gedeelte, wat uit Markus 9 uitkom, te sien as die praktyk. So, gou net agtergrond, hier het ons nou met Jesus te maak. Jesus het opgegaan teen die berg, en toe hy weer afkom, toe sien hy daar so 'n hele bedrywigheid met sy disippels en 'n man, daar is allerlei dinge wat aan die gang is, en dis 'n hele rigmaraal, en dan wanneer Jesus in die speletjie inkom, dis nou van waar ek wil saam praat, die man se seun is toe nou baie siek, en die man het na die disippels toe gegaan, om te kyk of die disippels sy seun kan gesond maak. Ek lees sommer vir ons van vers 20 af, Markus 9 vers 20. Hulle het die seun toe na hom toe gebring. Net toe die Gees vir Jesus sien, het hy die seun geweldige styptrekkings laat kry. Hy het op die grond neergeslaan en rondgerol met skuim om die mond. En Jesus het vir die pa gevra, hoe lank is dit al dat dit hom oorkom? Van kleins af, antwoord hy. En baie keer het die Gees hom al in die vuur en in water gegooi om hom dood te maak. As u tog miskien net iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. As u iets kan doen, sê jy, antwoord Jesus, vir die wat glo, kan alles. Ek glo, roep die seun se pa dadelik uit, help my in my ongeloof. Toe Jesus sien dat 'n menigte mense aangestroom kom, het hy die onrein gees skerp aangespreek, jou stom en dowe gees, gaan gebied jou, gaan uit hom uit en moet nooit weer in hom invaar. Net hierdie gedeelte. So, vinnig agtergrond. Hier is 'n gedeelte van 'n kind wat siek is, 'n man wat kom, vra dat die disippels hom help, kan nie help nie, en hulle dink in daai wêreld, dit gaan oor 'n bose gees. 'n Gees het hierdie seun eintlik oorgeneem.
Nou moet ek onmiddellik sê, nou kom my moderne prentjie en die stemmetjies in my kop, en ek lees die Bybel so, en ek hoor daar so is 'n seun wat siek is, en wat is dit wat hom siek maak? Wat hulle sê, om van 'n gees laat beset het? Nee, dit is, hy kry stuiptrekkings, en hy kry skuim om sy mond, en dan hoor my moderne brein nie gees nie, my moderne brein hoor 'n epileptiese aanval. En nou kan jy onmiddellik, as jy krities is, en jy sê, maar ek is modern, ek is wetenskaplik, en ek gaan nie al hierdie stories hoor, en jy sê, hierdie storie het niks met my uit te waai nie, kyk net dit al hierdie bog. Maar ek het iets van God in hierdie gedeelte gesien, van hoe God op 'n praktiese manier met geloof en met ongeloof werk. En hierso is waar die waarde is. Jy kan nou hierso gaan vashou en allerlei vrae vra en twyfelgedagtes kry. Maar ek wil hê jy moet hierdie raak sien. Hierso kom hierdie man na Jesus toe en hy vra vir hulp. En Jesus hoor die vraag en spreek dit aan en hy sê, vir die wat glo kan alles. En Jesus spreek met ander die man se skeptiese hart aan. Die man sê, as u hom dalk kan help. En Jesus sê, jy moet glo. Vir die wat glo kan alles. Nou wil ek onmiddellik sê, nou stop ons, meeste van die tyd, ons hou op met lees net daarso. En meeste preke wat oor hierdie teksgedeelte gaan oor, jy moet vashou aan geloof. Jy moet 'n Ted Lasso idee hê van just believe. En ek het dit al baie gesien, baie beleef, hoe mense gebedsgroepietjies maak, en dit gaan oor, kom ons bid nou hiervoor, ons bid nou daarvoor, en ons moet net hard genoeg glo. En dit is gewoonlik wat ons hierso sê, is jy moet geloof hê wat berge kan versit. En hierdie gedagtes is weer eens heeltemal kontra teen enige iemand wat dalk kan twyfel of vra hê. Glo net, vir die wat glo kan alles, en dis waar ons gewoonlik stop. Wat is die probleem hiermee? As dit was hoe die wêreld gewerk het geen gelowige ooit siek geword nie, het geen gelowige ooit swaar kry beleef nie, het geen gelowige ooit op enige manier te doen gekry met die lelike kant van die lewe nie. Want ons moet net hard genoeg glo. En as ons nie ons sin kry nie, beteken ons het nie hard genoeg geglo nie, ons het nie die regte woorde gekry nie, ons het nie die regte gebedsgroep bygestaan nie, ons was nie by die regte kerk nie, ek het nie my Bybel reg genoeg, so die fout lê altyd op 'n ander plek. Maar ek dink die magic van hierdie gedeelte is eers in die volgende vers. Want ons stop by die glo net, byt net vas gedeelte. Maar ons mis wat die man antwoord. En toe ek hierdie gesien het en gelees het, vir die eerste keer, ek beloof vir julle, dit was vir my soos 'n hou in die maag, soos wat ek gesien het wat hier eintlik aan die gang is. Want ons stop en sê, as jy gaan nie glo nie, as jy gaan twyfel, gaan God sy rug op jou draai. Dit is wat ons baie dikwels lees, is ons Jakobus se gedagte lees. As jy twyfel, nee, dan is dit tickets, dan het jy geen kans nie. Twyfel en geloof gaan nie saam nie. Wat gebeur hierso? Die man antwoord Jesus en sê, ek glo, Here, help my in my ongeloof. Hoe kan jy glo en hulp nodig het in ongeloof? As jy hulp nodig het met jou ongeloof, dan beteken mos jy twyfel. Die man kon net sowel gesê het, ek glo, Here, maar ek twyfel, help my. En dan sê ons, jy kan nie, jy moet of glo of jy kan twyfel, jy kan nie albei nie. Hierdie gedeelte laat dit lyk asof dit heel moontlik is om te glo en te twyfel. En as jy met die logika werk, dat God draai sy rug op jou as jy twyfel, as jy daai gedagtes het, dan moet jy nou sê, nee, maar die man het nou net gesê, hy twyfel, so Jesus is nie veronderstel om hom te help nie. Wat gebeur? Jesus maak die kind gesond. Het Jesus sy rug op hierdie twyfelende pa gedraai? Nee, hy het nie. Hy het steeds die kind gesond gemaak. Hoekom? Want die man se twyfel was nie in God nie.
Dit was op 'n ander plek gewees. En dit is die crucial sinnetjie wat jy moet verstaan. Wanneer Jesus sê, vir die wat glo, kan alles, sê hy nie vir die wat glo, sal alles nie. Hy sê, alles kan. Hoekom? Want dit gaan nie oor jou wonderlike geloof nie. Dit gaan oor die God in wie jy glo. En dit beteken, God kan genees. God kan uitkoms gee. Maar dit beteken nie, dit gaan altyd gebeur nie. Wat is dit wat die man eintlik sê? Hy sê, Here, ek glo, U kan. En ek sukkel met baie dinge in my lewe. En daarom, omdat ek weet U kan ek ook vir U vra, help my daar waar ek nie kan nie. Help my daar waar ek twyfel. En wat doen Jesus? Hy maak die kind gesond. Dit wat die man reg kry in die praktyk hierso, is om steeds 'n volledige gelowige te wees, ten spyte van sy twyfel. Hy kry dit reg om heelhartig homself oor te gee aan die proses, selfs al het hy twyfel. Met ander woorde, hy is nie 'n halwe mens nie. Die twyfel in sy lewe het hom nie verhoed om oor te gaan in dade nie. Die twyfel in sy lewe het hom nie verhoed om 'n volledige oproep en 'n volledige gebed tot God te maak nie. Die twyfel in sy lewe het hom nie gestop om sy geloof uit te leef nie. En daarom is die twyfel wat hy in sy lewe het, nie die soort van twyfel wat uiteindelik net oorgeskakel kan word as ongeloof nie. Die manier waarop hy twyfel, en hierdie is die crucial deel van vandag, die manier waarop hy twyfel, is nog steeds in afhanklikheid van God. En hierdie gedeelte sê, dit is moontlik. Jy kan glo en twyfel. Die vraag is, wanneer jy twyfel, gaan jy nog steeds jouself oorgee aan God, en aan sy genade, en aan sy proses, en soos Jesus bid, nogtans nie my wil nie, Here, maar U wil. As jy dit doen, dan het jy die geloof wat red. As jy dit doen, dan is jy 'n volledige gelowige. Ek praat vanoggend met my dogtertjie. Juffrou het vir haar gesê, jy mag nie lou wees nie, want dan gaan Jesus jou uit sy mond uitspoeg, wat natuurlik uit Openbaring uitkom. En natuurlik is dit wat daar staan. Die probleem daarvan is ons kinders hierdie soort van gedagtes leer, sonder dat ons mooi vir hulle verduidelik, kan vir jou baie maklike prentjie skep van, as jy nie reg is nie, gaan God jou verwerp, gaan God jou verwyd. As jou geloof nie sterk is nie, dan beteken dit, dis tickets vir jou. Jy moet hierdie toets slaag. Dis nie wat Jakobus sê nie. Wat Jakobus sê is, wanneer twyfel daar is, moenie 'n halwe gelowige wees nie. Gaan steeds na God toe met jou vrae. Woon steeds by einkomste by, om daaroor te praat, daardeur te werk. Neem steeds deel, gee nog steeds jou offergawe, neem in al die dinge deel wat jy kan deelneem, wees 'n volledige mens, met die wete dat God kan help. En die wonderlike ding wat jy agterkom uit Jakobus se teks uit is, daar is nie by God verwyd nie. Dit was my so mooi gewees, my weer net getref. God verwyd jou nie. Wanneer ons in ons lewens twyfel, is die stemmetjie wat ons in ons kop het, en die prentjie van God wat ons in ons kop het, is God verwyd jou dat jy twyfel. God verwyd jou dat jy vra. God verwyd jou dat jy sukkel. Jakobus sê, as jy jou hart net gee, met alles wat dit is, wat beteken twyfel, kwaad, alles wat sleg is, dan sê Jakobus, God hoor dit sonder verwyd. God verwyd jou nie. En wanneer jy dit hoor, wanneer jy dit verstaan, dan kan jy, soos die man sê, ek glo, Here, maar help my.
my ongeloof. Amen. Kom ons bid saam. As Vader wat in die hemel is, Here, help ons om te glo daar waar ons sukkel. Help ons met twyfel. Help ons om volledig te leef. Dat ons nie dinge halfpad doen nie. Dat ons harte volledig vir U sal gee. En 'n volledige hart sluit alles in. Al die onsekerheid, al die twyfel, al die hartseer, al die woede, alles wat verkeerd is. Maar laat ons alles vir U gee. En ons vra Here dat U ons help daarin, dat ons weet, daarin kan U ons help. Dankie Here dat ons 'n spasie het waar ons oop en eerlik met ons geloof kan praat. Dankie ons dat ons in 'n gemeente is waar ons nie verwytend met gelowiges werk wat dalk twyfel of onseker is nie, wat nog soekend is nie, maar dat ons almal saam op hierdie pad stap. En dat ons 'n huis wil wees wat saam U volg en U leef. Bid dit alles in U naam alleen. Amen. Lekker dag verder.